Ons gaan bietjie kyk na verlossing. Wat beteken dit om regtig vry te wees? Is verlossing net 'n mooi woord wat ons in die kerk hoor, of is dit iets wat jou lewe vandag kan verander? As God sê hy red, waarvan red hy ons? En teen watter prys? Is verlossing net vergifnis of is dit 'n nuwe begin? Die Bybel gebruik die woord verlossing as 'n kragtige werklikheid. In die Ou Testament beteken dit om losgekoop te word, soos 'n slaaf wat sy vryheid kry. In die Nuwe Testament word dit nog dieper. In Efesiërs 1 vers 7 lees ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Verlossing beteken jy was vasgevange en iemand het die prys betaal om jou los te koop. Maar waarvan moet ons losgekoop word? So die probleem, waarom het ons verlossing nodig? Die skrif sê in Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Sonde is nie net verkeerde dade nie, dit is 'n gebroke verhouding met God, dit is 'n skeiding. Romeine 6:23 sê vir ons, die loon van die sonde is die dood. Nie net die fisiese dood nie, maar geestelike skeiding van God. Ons was nie net swak nie, ons was verlore. Die beeld van verlossing begin reeds in Egipte. Die volk Israel was slawe, 400 jaar lank, geen vryheid nie, geen hoop. Toe stuur God 'n verlosser, Moses. En in Eksodus 12 lees ons van die paaslam. Elke huis moes 'n lam sonder gebrek slag. Die bloed moes aan die deurkosyne gesmeer word. En wanneer die oordeel verbygaan, sou die huis met die bloed gespaar word. Die volk is bevry, maar daardie lam was net 'n skaduwee. Eeue later staan daar 'n man by die Jordaanrivier. Hy wys na Jesus en sê in Johannes 1:29, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus was nie net 'n leermeester nie. Hy was nie net 'n profeet nie. Hy was die volmaakte lam. Aan die kruis het hy nie net gelei nie, hy het betaal. In 1 Petrus 8:19 sê vir ons, julle is nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek. Verlossing het 'n prys gehad en daardie prys was bloed. So wat het werklik gebeur aan die kruis? Aan die kruis het Jesus die straf gedra wat ons moes dra. Jesaja 53 vers 5 sê vir ons, hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. God se geregtigheid is nie geïgnoreer nie, dit is vervul. Die skuld is nie net toegemaak nie, dit is betaal. En toe Jesus roep, dit is volbring in Johannes 19 vers 30, het hy verklaar, die prys is ten volle betaal. Dit is verlossing. So waarom dit vandag nog saak maak, verlossing is nie net 'n historiese gebeurtenis nie, dit is 'n huidige werklikheid. Baie mense leef vandag steeds asof hulle slawe is. Slawe van skuld, skaamte, vrees, verslawing, sonde. Maar Johannes 8:36 sê vir ons, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nie dalk nie, nie eendag nie, waarlik vry. So verlossing beteken vir ons, jy is vergewe, jy is losgekoop. Jy behoort nie meer aan die duisternis nie, jy behoort aan God. Kolossense 1 vers 13 en 14 sê vir ons ook mooi, hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Verlossing verander jou identiteit. Jy is nie meer net 'n sondaar nie, jy is 'n kind van God. So met dit kom die afsluiting, wat beteken verlossing vir ons regtig? Dit beteken jou verlede hoef jy nie meer te definieer nie. Jou skuld hoef jy nie meer te bind nie. Jou sonde hoef jy nie meer te beheer nie. Jesus het die prys betaal, volkome, en nou staan die deur oop. Die bloed is reeds aan die deurkosyn. Die offer is reeds gebring. Die graf is leeg. Verlossing is nie iets wat jy verdien nie. Dit is iets wat jy ontvang. En vandag nog roep God, kom huis toe, kom in vryheid, kom leef as iemand wat losgekoop is. Want verlossing beteken nie net dat jy gered is van iets nie, maar dat jy gered is vir 'n nuwe lewe in Christus. Dit is verlossing.